Welkom by die week se AMT Wildoorsig. Franco gesels dan hierdie week met Donovan Steinberg oor die proses en kostes om 'n outfitter in Suid-Afrika te word. Ons kyk ook dan oudergewoonte na die nuutste familiegroeppryse van die afgelope week, als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ons sien dat vlaktewild met 2% gedaal het laasweek, intermediêre wild en dan sywaarts meestal gebly, hoër waardewild so 1% laer, terwyl kleurvariante se gemiddelde prys so 0,4% gedaal het week op week. Ons kyk weer na die gemiddelde pryse van 'n teel of familiegroep wat dan 'n ram of bul insluit, as ook 'n paar vroulike diere as ook jonger diere. Ons het baie goeie terugvoer gekry dat hierdie baie meer realistiese pryse vir die mark is en dink ek ook hierdie gee vir ons 'n beter idee waar die gemiddelde spesieprys tans verhandel. Familiegroepe onder vlaktewild het springbokke dan ingekom op R6.465 per dier, wat dan 'n 4% daling is week op week. Rooibokke staan op R2.930, blesbokke op R3.406, 'n goeie 5% styging die laaste week. Gemsbokke staan tans op R18.372 met blouwille beeste op R6.387 gemiddeld laasweek. Familiegroepe onder intermediêre wild het Kaapse elande dan gedaal na R8.566 per dier, terwyl kudu's ook afwaarts beweeg na R12.263 gemiddeld. Njala staan op R9.757, rooi hartebeeste op R12.516 en Letchwes R8.216, wat dan omtrent 'n 17% daling is week op week. Familiegroepe onder hoër waarde wild het Livingston elande dan gebly op R24.786, Buster gemsbokke ook sywaarts op R27.500, buffels op R25.714, met swartwit pense onveranderd op R17.000 gemiddeld per dier. Teelgroepe onder kleurvariante het ook meestal sywaarts beweeg en verhandel as volg. Wit blesbokke hoër op R4.375, swart rooibokke sywaarts op R15.682, met wit flankrooibokke steeds op R16.556. Koper springbokke bly sywaarts op R3.983, swart springbokke het egter met 20% gestyg na R2.750, met wit springbokke steeds op R8.558. Gouwille beeste, wat dan steeds redelik volop op die oomblik is, staan steeds op R9.352, met koningswille beeste steeds op R104.445 per dier gemiddeld. Goeiemôre, welkom by AMT se Wildoorsig vir die week. My vriend Johnny is op 'n lekker vakansie, ons werksvakansie. Hy is al met Syngenta Mauritius, so die arme man moet ook die hitte nou trotseer terwyl ons die koue trotseer. Vanoggend het ons 'n interessante gesprek. Ons is al lankal besig met die gesprekkie en ons het nou maar vanoggend vir Donovan Steinberg ingekry, 'n outfitter en professionele jagter. Donovan, baie welkom. Franco, dankie dat jy my het hier vandag. Ek dink jy is vandag in die moeilike sitplek daar waar jy sit. Ek sit altyd daar. So jy moet nou baie antwoorde gee vandag. Ek dink ons wil 'n bietjie gesels oor hoe word mense professionele jagter, 'n PH en 'n outfitter. Laat die publiek al buite net bietjie weet hoe om dit te doen en ja, die hele risiko's en bemarking en al daai goeters. So Donovan, van jou kant af, kom ons begin by die begin. Hoe word mense PH? Weet Franco, ek dink die beroep kies vir jou. Jy moet definitief 'n passie hê om in daai rigting in te gaan. Dis 'n 10-dae kursus wat jy moet loop by verskeie professionele skole hier in Suid-Afrika. Dan kom natuurbewaring en jy skryf 'n eksamen. En ja, soos enige ander eksamen moet jy hom deurkom. En as jy hom deurgekom het, dan moet jy by jou provinsie waar jy wil optree as 'n professionele jagter, moet jy dan gaan aansluit, registreer, die fooie betaal en die ordonnansie skryf vir daai provinsie, betrokke provinsie daarso. So dis in 'n kort boodskap is dit min of meer hoe dit werk om 'n professionele jagter te word. Okay, daar is ek nou verstaan. So binne 10 dae kan jy 'n professionele jagter wees. Okay, uitgesluit die tydperk om te registreer en goeters. Is daar geen in diensopleiding tydperk nie? Kan enige ou sommer dan net dadelik begin om 'n professionele jagter te wees? Franco, soos ek gesê het, die beroep, die lewenswaardig kies vir jou daarso.
So ja, jy kan eintlik as jy die skool uitkom, jy moet 21 wees om die kursus te doen of om 'n professionele jagter te word in Suid-Afrika. En ja, as jy die 10 dae kursus kan gaan bywoon en jy hou van wat jy sien daarso en jy voel dit is die beroep wat jy wil volg, dan is 10 dae aansluit by die provinsie en dan is jy 'n geregistreerde professionele jagter in Suid-Afrika. En om jagondernemer en outfitter te word, is seker 'n bietjie moeiliker. Wel ja, dis weer 'n eksamen wat jy moet skryf. Dis volgens my kennistrek moet jy eers 3 jaar 'n professionele jagter wees voordat jy 'n outfitter jagondernemer kan word en dan natuurlik 'n grondeienaar kan ook 'n ondernemer word, 'n jagondernemer word en dan net natuurlik die lisensie doen by die provinsie. So daar is dan 'n tydperk voor jy jagondernemer kan word en begin met bemarking. Ons gaan nou dan die bemarkingsgedeelte. Ja. So daar is dan 'n tydperk. Verseker, ja. Dit is sover my kennis trek, moet jy 3 jaar eers 'n professionele jagter wees voordat jy kan aansoek doen vir die outfitter lisensie en dan jy word ook eers goedgekeur deur Natuurbewaring wat jou fasiliteite en al jou toebehore goedjies kom nasien en kom inspeksie hou daarvan. Wat behels die fasiliteite? Franco, dit moet tot op 'n standaard wees. So die kampe wat jy gebruik moet op 'n sekere standaard wees. Dit kan nie net jou gewone, kom ons noem dit jou gewone biltongjagkamp wees nie. Dit moet daarom ietsie bietjie beter wees vir die buitelandse mark. As ons hulle hiernatoe bring, laat hulle voel hulle kry waarde vir hulle geld. Die jagplase moet 'n P3 permit hê, so die jaggrond moet P3 permit. Natuurbewaring kom inspeksie hou, jou drade inspeksie, jou water, jou veiding en die getal wild wat jy op die grond het voordat jy net 'n outfitter lisensie kry. Okay, nou as jy geregistreer is, nou PHS outfitter, hoe kry jy die kliënte van oorsee af hier in Suid-Afrika? Nou dit is waar dit nou moeilik raak. Die ander dele was maklik. Die bemarking, jy moet ergens 'n voet in die deur kry in die buiteland. Almal hardloop maar Amerika toe. Dis maar die groot eier daarso. Almal kry die meeste kliënte, jagkliënte in Suid-Afrika kom maar van Amerika af. Wat ons almal maar doen en wat ek doen is die skoue, Safari Club International, Ducks Unlimited, Rocky Mountain Elk Foundation, Wild Sheep, daar's verskeie van hierdie organisasies wat elke jaar bankette hou, veilings hou en jagpakkette opveil en jy moet probeer by een van daai organisasies inkom en 'n pad saam met hulle probeer stap. Dit is nie iets wat oornag gebeur nie. Dis 'n lang proses om vir jouself 'n naam op te bou en 'n naam op te bou en mense te kry om in jou te glo en in jou te vertrou om al die pad op 'n vliegtuig te klim in Suid-Afrika toe te kom. So daai is verniet soos dit vir my klink. Vertel ons 'n bietjie van die kostestruktuur. Nee, dit is glad nie verniet nie. Franco, ek kan net uit my eie uitpraat. Ek gaan elke jaar Amerika toe. Dit kos my niks minder as R60,000 vir jou vliegtuigkaartjies nie. Ek het omtrent 11 interne vliegtuigkaartjies in Amerika om van Texas af te gaan, South Carolina, Pennsylvania, Michigan, Bozeman, Montana, Colorado Springs. So ja, die vliegtuigkaartjies op hulle eie en die tyd verbonde daaraan is redelik pricey, as ek die Engelse woord kan gebruik. En dan natuurlik die bemarkingsmateriale. Ek meen jy kan nie net daar gaan staan met 'n pamfletjie en dink jy gaan mense oortuig om te kom nie. Jy het ons noem dit 'n boef, jy het 'n boef wat jy moet opstel elke naweek by 'n ander stalletjie. Tafeldoeke, tafels, backdrop, rekenaars, foto's. So ja, net om daar uit te kom, net in 'n klein bolbak figure, dit kos my omtrent niks minder as R250,000 'n jaar, net om Amerika toe te gaan, die pamflette en die skoue by te woon nie. Dit is waar die geld lê en dit gaan vir jou rukkie vat om 'n naam op te bou voordat mense net sê dis reg, kom, ek gaan nou op 'n vliegtuig klim en ek gaan vir Donovan kuier in Suid-Afrika. Donovan, ja, ek hoor wat jy sê en ek stem met jou saam. Net die kontroversiële punt wat daar is, wat plaasboere sê, maar die outfitters maak nie geld. Jy het nou gesê van die tipe geld wat jy spandeer en hoe lank vat dit om regtig 'n naam te kry aan kliënte? Jy's redelik
nou al jare in die bedryf. Dit gaan redelik goed met jou. Jy het kliënte wat herhaal kliënte. Maar as jy sê, dink dit vir die gewone daar buite, wat is daar uitgawes wat hulle nie van weet nie? Verstaan, maar dis wat kan ek sê die boere op die sê ja, maar die uitvissers maak jy geld, maar jy het tog voertuie en jy het mense en jy het skieners en jy het alles nodig. Vertel 'n bietjie van daai gedeelte. Yes, Franco, so as ons net vinnig kan terugkom by die skoue. Ek gee 'n donasie, so ek gee 3 diere en verblyf en die organisasie, kom ons sê nou Safari Club International, hulle veil dit op, is 'n liefdadigheidsorganisasie in Amerika vir hulle wildlife, vir hulle natuur, en ons kry niks van daai geld nie. So wanneer die kliënt hier na toe kom, is die verblyf, gewoonlik die verblyf en ek hoeveelheid diere is deel van die pakket. So jy begin klaar met 'n negatief as die kliënt hier na toe kom. En soos jy sê, ons gebruik freelance professionele jagters, ons moet hulle betaal, ons gebruik spoorsnyers, ons moet hulle betaal, voertuie. Jy kan self dink, as ons op verskeie jagplase jag, die grondpaaie, dis maar swaar op 'n jongman se voertuig, op bande, die kombuisstaf, die persone wat die beddens skoonmaak of opmaak, die slagters in die slagkamer, die sout, die verantwoordelikheid om daai velle op te pas tot dit by die taksidermie kom. As daar iets verkeerd gaan met daai vel, dan kom dit maar altyd terug na die outfitter toe. Maak nou nie saak wat het gebeur nie. So daar's groot verantwoordelikhede en soos jy sê, daar's baie uitgawes voordat daar geld in 'n outfitter se sak gekom word. Dan nou 'n ander ding wat jy nou genoem het, die donasiejagte. Ek weet daar's 'n groot negativiteit oor dit. Partyens is redelik positief daaroor. Vertel ons net 'n bietjie die donasiejagte. Is dit nodig? Kan 'n ou dit omseil? Want is tog geld uit jou sak, het jy gesê het. Franke, daar's nie regtig nie. Ek meen, ek is al 30 jaar in die bedryf. Wat ek Amerika toe gaan bemark. Dit het my omtrent 13 jaar gevat voordat ek mense gekry het, soos jy nou nog gesê het, repeat customers, wat mense wat die tweede en die derde keer terugkom na my toe. Nee, dit is nie so maklik om net te sê jy gaan nou outfitter wees en net aangaan daarmee nie. Dit vat 'n tydjie, soos wat jy dit gesê het. So ja, jy word afgedruk om maar 'n donasie te gee om in te kom by verskillende organisasies. Ja, ekskuus Franco, ja. Die donasies is 'n ding wat ons geërf het en ongelukkig is hy nou daar om te bly. Jy gaan nie Amerika toe gaan en dink jy gaan jagte van die vloer af verkoop nie, want die ouens wat by die skoue is, hulle wag vir die veiling en ek meen dit is soos enige veiling. Dit is hulle koop die goeders daar so amper vir 'n tiende van die waarde wat dit is. Ek sê nie dis 'n goeie ding nie. Dis ongelukkig iets wat ek ook seker skuldig is aan, maar dis wat die bedryf nou aan die gang hou. Ek meen ons is een van die grootste bedrywe in Suid-Afrika met 'n inkomste en dit is hoe dit werk. En ek glo nie een ou of een organisasie gaan daai donasiejagte sommer nou verander nie. Dit is ongelukkig iets wat ons hulle aangewoond gemaak het en ons sit nou daarmee. Ons moet nou maar aangaan daarmee. Dan nog 'n ander ding wat ek bietjie vinnig aan gedink het. Julle jag nou die diere. Daai diere gaan na verskillende, kan sê, eindpunte toe, na taksiderms, na vleis toe. Met baie keer is daar ouens wat kilos maak van die goeder. Is dit vir julle die moeite werd of is dit 'n groot deel van julle mark vir 'n afsetpunt van daai afdelings? Nee, verseker Franco, vir my die grootste afset is natuurlik die vleis. Omrede die buitelanders nie die vleis kan saam met hulle vat nie. So die vleis raak my vleis sodra die ou op 'n vliegtuig klim en terug gaan huis toe en ons soek maar altyd 'n mark, 'n biltongwinkeltjie hier of 'n slaghuis hierso en ons probeer die vleis verkwansel op so 'n manier. Die curios is ook 'n baie groot ding. Ouens wat nie die backskin wil hê of 'n vel wil hê of ietsie, dit gaan weer na taksidermie toe en daar's weer 'n afsetpunt vir hulle daar by die taksidermie om die afvalproduk, as ons dit so kan noem, dit wat die kliënt nie graag wil hê of wil terugvat Amerika toe nie, is daar altyd 'n manier om iets daarmee te doen. Dit is nie iets wat ons net weggooi nie. Nee, dis baie interessant. Donovan, vertel ons 'n bietjie van julle, kan sê, moeilikhede of uitdagings is seker die regte woord, wat in julle bedryf is tans.
Frank, om eerlik te wees, die uitdaging is seker onsself. Daar is te veel professionele jagters wat nou deur die mark kom of deur die lyne kom. Daar is nie meer so baie kliënte soos wat daar 30 jaar terug was nie. Dit is maar soos in Suid-Afrika, die jonger generasie is nie regtig buitelug mense of jagters en dit nie. So hoewel daar elke jaar ekstra professionele jagters kwalifiseer en deur die mark kom, raak die mark aan die buitekant kleiner en die ouens daai kant het klaar hulle outfitters waarmee hulle betroud is en graag mee wil jag. So dit raak regtig moeiliker om nuwe kliënte te kry en dan nog ons eie kompetisie om te kompeteer teen die nuwe PH's en die nuwe outfitters wat nou gekwalifiseer het in 2025 of 2026 wat dan ons eie kompetisie is in 2027. So ek sal sê ons is ons eie groot vyand wat dit dan betref. Okay, ander ding is wat jy gou wil vra, jou kliëntebasis. Is dit meer senior ouens, kan ek sê 40, 50 plus of is daar jonger ouens wat inkom? Jou kliëntebasis nou. Franco, my kliëntebasis is hoofsaaklik maar ja, kom ons sê ouer as 50. Ons kry jong ouens wat inkom wat dit graag nog wil doen, maar hulle het nie die geld nie. Hulle begin nou net met 'n familie, hulle begin nou net met huiskoop by hulle weet in Amerika. Hulle wil dit graag doen, maar hulle het nie die finansies nie. Ongelukkig wanneer jy ouer word, dan het jy klaar familie, jy klaar huis, dan het jy die finansies om dit te doen, maar dan ook nou nie meer die gesondheid om dit te doen nie. So my kliënte tel is definitief 55 en ouer. Ek sal sê 15% is miskien jonger ouens wat saam met 'n oupa of saam met 'n pa kom en dan kom ons sê geborg word deur die ouer persoon om Afrika te ontdek. Ja, ek dink wat ons nou graag op hierdie program doen is om gemiddelde pryse te gee. Ons het nou teruggegaan na die familiegroepe toe. Maar hoe beïnvloed die pryse tans teenoor die rand-dollar? Kyk, die rand-dollar gaan ek dink vinnig versterk binne die volgende toekomstige voorsienbare toekoms nie. Gaan pryse aangepas moet word om te akkommodeer vir die hoë pryse in Suid-Afrika of hoe gaan ons maak? Franco, ja, dis 'n gesprek wat ons al baie gehad het. Ek as 'n outfitter sal graag wil sien dat die trofeepryse in Suid-Afrika bietjie laer kom. Dit is nie volhoubaar nie. 10 jaar, 15 jaar terug het ek ouens gehad wat 7, 8 diere in 'n week geskiet het. Nou het ons ouens wat dieselfde mense wat 4 of 5 diere skiet. Is net die pryse, weet, almal kom met 'n begroting. Niemand kom net met 'n oop chequeboek hier in Suid-Afrika aan nie. So die $10,000 wat hy gewoonlik mee gekom het, waar dit gewoonlik vir hom 8 diere gekoop het, koop hom nou net 4 diere. Hy is nog steeds baie happy om Afrika toe te kom, want dit is 'n pragtige land en almal wil hier kom jag en hy's happy om met 4 diere, hy's gelukkig om met 4 diere huis toe te gaan. Ons wil graag bietjie meer diere verkoop, maar dit is wat dit is. Die pryse is op die stadium vir my as 'n jagondernemer voel ek bietjie hoog. Ek is seker as jy die wildboer vra, dan gaan hy vir jou sê nee, dit kan nog bietjie hoër gaan. Ja, dis reg wat jy nou sê. Ek dink daar is 'n toename gewees in markpryse. Van my kant af kan ek sien met die markingsgedeelte dat ek kan sien dat wildpryse vinnig gaan afkom, veral manlike diere. So ek dink jy ouens moet besef ons sit met 'n unieke produk binne Suid-Afrika wat ons moet beskerm ook. So ja, ek dink definitief ons moet begin kyk na pryse. Ek weet die Amerikaners begin al kla of die oorsese begin al kla, soos jy net reg gesê het, kla oor pryse. Dit raak bietjie duurder, maar nog steeds Suid-Afrika het 'n unieke produk. Die ander ding is ek gou wil vra die kleurvariasies. Wat is die ondervinding van die kleurvariasies? Franco, ja, ek was seker een van die ouens wat negatief was oor die kleurvariasies. Hulle is hier om te bly. Die aanvraag in my besigheid raak meer. Die goue wildebeeste, swart rooi bokke, ek kan nie voorbly nie. Ek dink jy weet self, daar is nie genoeg in die mark om almal te voorsien nie. So ja, nee, ek dink die kleurvariante vir die ouens wat trofeediere of trofeejagters is wat in hulle trofeekamers een van elk wil hê, die aanvraag is daar of die Amerikaners het gewoond geraak aan die gekleurde variante. En ja, ek kan sien die ouens kom en baie keer kom vra hulle vir my vir 'n kleurvariant wat ek nog nooit van gehoor het nie en dan 2, 3 oproepe verder dan is hy daar, dan probeer ons hom kry vir die kliënt.
Donovan, baie dankie. So ten afsluiting, gee 'n bietjie jou oorsig oor wat sien jy van die toekoms en is jy positief vir die bedryf? Franco, ek is definitief positief oor die bedryf. Ek dink dit is 'n goeie bedryf om in te wees. Dis 'n lekker bedryf om in te wees. Ek is regtig positief. Dit wat ek sien en onthou ek is 'n klein jagondernemer, daar's baie groter ouens buitekant en daar's vir ons almal plek onder die son. Ons moet net almal doen wat dit vir jou werk. Elke resep is vir elke ou en ja, doen jou eie ding en moenie te veel worry oor die buurman se planne nie. Jou plan sal werk vir jou. Donovan, baie dankie dat jy AMT se wildoorsig kom ondersteun het en 'n bietjie jou inligting vir ons gegee het. Ek dink daar was baie vrae oor dit gewees en die mense is welkom ons te kontak indien daar enige verdere vrae is. Ek kan dit deurgee na Donovan toe of na enige jagondernemer toe. Maar ja, ek waardeer regtig jou tyd. Dankie. Franco, baie dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.